So, hierdie is mol met molêre gasvolume. Nou, wanneer mag jy hierdie formule gebruik? As jy by STD is. Hulle het niks gesê van STD nie. Wat hulle wel vir jou sê so is, die molêre gasvolume is 25 deciliter per mol. So wat hulle vir jou sê is, jy is by temperatuur en druk waar die VM nie 22,4 is nie, maar jy is by temperatuur en druk waar die molêre gasvolume 25 is. Okay, en hulle sal gewoonlik dit vir jou gee, of sê. So hulle sê vir jou, daar is 25, so hier het ons 0,1 maal 25, en dit gee vir jou 2,5 kubieke decimeter. Okay, B sê hulle vir jou. Bereken die oorspronklike massa magnesium gebruik indien die gemiddelde tempo van waterstofvorming soveel was. So hulle gee vir jou die tempo en hulle wil weet wat is die oorspronklike massa magnesium gebruik? Daar ene. Okay, en ek dink hulle bedoel hierso in experiment 2. Okay, sien hulle daar raak. So hulle wil jy met na experiment 2 nou kyk. Okay. Ek wil kyk of julle dit self kan doen. Okay, so hulle gepraat van minute, so jy moet hierdie minute en sekondes verander. En dan moet jy begin by die tempo. Jy gaan begin by tempo. En ons het verandering in massa oor verandering in tyd. So jy gaan die tyd moet verander, jy gaan die tempo moet insit en dan gaan jy die massa moet gaan uitwerk. Wie se hand wat op? Kijk, die vraag sou vertel hê 4 of 5 punte, so ek gee vir jou 4 minute. Sien julle ook wat hulle vir jou hierso gee? Mol per sekonde. Wat is hierso op die y-as? Massa. Okay. So hulle sê vir jou, daar is nie massa nie, dis mol. Ja. Nee, in experiment 2, 2,08.
Is jy klaar? Okay, so wat het ek hier gedoen? Ek het gesien die eenheid van hierdie tempo is mol per sekonde. Dit beteken my formule moet wees mol per sekonde. Okay? Ek kan nou iets julle gesê het julle ook gelees, hulle sê vir jou, bereken die oorspronklike massa magnesium gebruik, indien die gemiddelde tempo van vorming van waterstofgas. Okay, die vorming van waterstofgas was dit gewees. So, hierso is 'n fout. Wat is my fout? Die vorming van waterstofgas. Ek gaan dieselfde antwoord kry, maar ons 'n fout in my formule wat beteken hulle gaan 'n punt aftrek. Waterstof en gas, is dit 'n reagens of produk? Produk. So aan die begin was sy mol 0 en aan die einde was sy mol wat ook al. Okay, so hier het ek verkeerd ingesit. Sien julle hom? En hier moes nie 'n minus gewees het in die formule nie. Sien julle hom? So omdat hulle sê vir jou in die vorming van waterstofgas, dit is 'n produk. So beteken die formule moet positief wees daar en dit beteken dat aan die begin was my mol 0 en aan die einde weet ek nie wat my mol was nie. So jy gaan presies dieselfde antwoord kry. Maar jy gaan 'n punt afgetrek word want jy gaan 2 punte afgetrek. En die formule is verkeerd en jou insit is verkeerd. Okay, en dan kry jy vir die finale mol van waterstof om te wees 0,1248. Dis nog nie my finale antwoord nie. So ek rond nog nie af nie. Wat is hierdie? Hierdie is die mol waterstofgas wat vorm. Hulle het my gevra, wat is die oorspronklike massa magnesium gebruik? So ek moet weer my mol verhouding gebruik om hulle twee te vergelyk met mekaar. Die mol verhouding is waterstofgas tot magnesium is maar 1:1. Dit is daar in jou vergelyking. Waterstofgas teen nog maar teenoor magnesium is 1:1. Ja? So dit wil vir jou sê die mol magnesium is 0,1248. Dit is wat gebruik is, maar omdat magnesium ook die beperkende reagens is, beteken dit is mos nou wat, gee dit tog. Dit is wat alles gebruik is in eksperiment 2. So as dit is wat is gebruik, dan beteken dit is wat jy gehad het aan die heel begin. Okay, en nou gaan ek sy massa gaan uitwerk. Massa is mol maal molare massa. 0,1248 maal sy molare massa is 24. En jy kry 2,9952, dit wil sê 3 gram. Is jy met my? Okay, so hierdie werk is nie moeilik in die sin van wat jy moet doen nie, maar daar gaan seker klein uitvangplekkies wees soos minute, mol, gram en jy moet die moltabel goed verstaan. Okay, so ons gaan moltabelle nog oefen tot vervelings toe. Sê weer? Ja. Het iemand 'n vraag? Nog 'n vraag? Juffrou, ek verstaan hierdie nie. Kan jy vir hierdie weer sê? Niemand niks nie. Okay. Goed, dan op die volgende bladsy. Het ons nou gepraat oor vir 'n reaksie om plaas te vind en ek het na NW verwys na hierdie. Ek gaan lees en dan gaan ek vra vir iemand om dit in hulle eie woorde te sê vir 'n sweetie. Okay. So, vir 'n reaksie om plaas te vind, moet die botsing 100% reg wees en daarom verwys ons na die botsingsteorie. Wat sê dit daar?
Die botsingsteorie is 'n model wat die reaksietempo verduidelik as gevolg van die deeltjies wat met mekaar bots met 'n sekere minimum energie om produkte te vorm. Okay. En vir 'n botsing om effektief te wees, jy sal sien, ek verwys baie na effektiewe botsings. Want as baie botsings, jy ontmoet baie mense in jou lewe, baie botsings met mense, maar vir jou om in 'n verhouding te gaan met daardie persoon, moet dit 'n effektiewe botsings wees. En wat is 'n effektiewe botsing? Dit moet die korrekte oriëntasie hê en dit moet genoeg kinetiese energie hê. Wat beteken dit? Gelyk aan of groter as die aktiveringsenergie. Okay. So, met daai inligting. Iemand verduidelik vir my in jou eie woorde, wat bedoel hulle met 'n effektiewe botsing, MB? Ja, in jou eie woorde. Dit al twee punte. Ja. Okay, moet ons so terug verwys na daai genders. Ja, wat van dit? Okay, Jy hoef nie, ek sê in jou eie woorde sê vir my, wat is 'n effektiewe botsing? jy moet die regte LGBTQ status hê om te meng met jou persoon of vir die botsing om plaas te vind. Okay. En tweede een is jy moet genoeg energie hê as die ander Wat is genoeg energie? kinetiese energie. Dan wat beteken genoeg? Jy moet dieselfde hoeveelheid hê as die ander molekule. Nee. Om hierdie ander te Nie as die ander molekule nie. Ja, wat is dit? Wat doen die aktiveringsenergie? Dit? laat die reaksie plaas. Wat beteken maak ione? Dit breek die bindings. Okay, so vir 'n reaksie om effektief te wees, en ek gaan hierdie oor vra. Moet dit die regte molekules met die regte oriëntasie hê wanneer hulle bots, sodat daar bindings kan breek, en daar moet genoeg energie wees, kinetiese energie groter of gelyk aan die aktiveringsenergie, om daai bindings te breek vir die reaksie om te begin. Okay, so die twee goeters is die korrekte oriëntasie, so hier al oor gepraat, dat hy moet ingaan en hy moet daai bindings kan breek. Dit help nie net, hy gaan 'n minus teen 'n minus nie, maar dan gaan hulle mekaar wegstoot, en dit help nie net hy speel bumpercars nie, en dan genoegsame kinetiese energie. Nou hier wil ek stil staan vandag. Genoegsame kinetiese energie. Gaan lees en dan verduidelik. Ek sê dan, vir 'n reaksie om plaas te vind, moet die botsende molekule 'n totale kinetiese energie hê, wat gelyk is aan of groter is as die aktiveringsenergie vir die reaksie. Wat is die aktiveringsenergie? Dit is die dissosiasie-energie. Die energie benodig om 'n chemiese binding in die gasfase te breek. Die aktiveringsenergie varieer van 'n reaksie tot 'n reaksie. Dit weet ons is nie altyd dieselfde nie. En dan, molekules het nie almal dieselfde kinetiese energie op dieselfde tyd nie. As ek nou kyk na julle hierso. Wat julle het. Okay? Hoekom? Julle gaan, die netbalmeisies gaan vroeër en dan gaan julle almal aantree ergens. Hierso, ons gaan dan al 25 voor 2 die klok lui. Dan moet die kinders asseblief almal aantree agter die personeelkamer, meneer wil met die kinders gesels.